So my tema vir vandag is eintlik relatief eenvoudig en dis een woord. En die tema is eenheid. En ek het hierdie tema gekies en daar's 'n skrifgedeelte wat ek nou in die laaste 2 weke gelees het en dis dis daai tipiese vers wat jy lees en jy kry nie genoeg daarvan nie. Jy lees hom oor en oor en oor en jy voel net eers maar ek hou van hierdie vers. En daarom het ek my boodskap gekies om op die teksvers Handelinge 17 vers 28 met julle te lees. Maar voor ek dit lees, sal ek seker so 'n storie deel. En ek weet my ouers gaan sê Pierre, maar jy praat nou al heeltemal te veel uit die huis uit. Nou ek weet nie noodwendig of ek hierdie storie spesifiek by hierdie gemeente al gedeel het nie, maar die storie het by my opgekom toe ek dink aan eenheid. En om 'n bietjie net agtergrond te gee. Ons is 'n familie van wat hou van aksieflieks, want dit charge ons op. Veral spesifiek ek en my broer, op Sondagmiddag het ons hierdie stoei gekyk, en het ek en hy mekaar ingegaan, en dan gewoonlik eindig het met pak slaaf vir ons albei na die tyd. Maar hierdie een aand sit ons as 'n gesin en ons kyk hierdie aksiefliek, maar aksie hoor. En vir een of ander rede het my ma opgestaan en sy kamer toe gegaan en ek, my pa en my broer, ons kyk so vir mekaar en sê, ons moet nou wegkruip, hier kom moeilikheid. Want ons het geweet, ons ma gaan 'n BB-gun of iets kry, en sy gaan wil fight, sy gaan wil skiet, sy gaan wil skop, al daai goed. En ek oordryf nie, hierdie goed gebeur. En ons besluit nee, ons gaan wegkruip, dat daai adrenalien net afkoel. En ons gaan kruip in die studeerkamer weg, al 3 van ons agter daai deur. Ons is 3 klein bang seuns daar in die huis. En ons hoor net my ma se loop op en af. Waar is julle? En later dan voel ek nee, ons sal nou maar uitkom. Maar die rede hoekom ek dit deel is dat ons het in daai oomblik al 3 geweet wat ons dink. Ons het gesê nee, ons moet wegkruip nou. Dit sal die slimste besluit wees. En ek dink wanneer ons hier op aarde is en ons doen ons weeklikse roetines en ons verantwoordelikhede, raak ons baie keer besig en baie keer kom my gedagte op in onsself en ons wonder, maar is God nie naby my? Hoekom voel dit baie keer God is ver? Hoekom voel dit baie keer ek moet fisies kerk toe gaan om net 'n bietjie van die gees te ervaar? En dis kom ek gedink het ek gaan praat oor eenheid en vandag se konteks, jy weet, ons het meer inligting, meer verbindings en meer geraas as ooit tevore. Ons kan enige ding by enige plek reg oor die wêreld sien binne 30 sekondes. So gaan net maak jy foon oop en jy kan alles sien wat aangaan. Maar ten spyte van al die koneksies en die 50 meg internetspoed by jou huis en alles, voel dit tog nog steeds of ons baie eintlik, ek wil amper sê of daar 'n disconnect, as ek die Engels kan gebruik, met God is. Ons het al hierdie ander goed wat koneksies bind en is wifi by die huis ensovoorts. Maar ons voel nog steeds op 'n sekere manier, snaaks genoeg, disconnect van God af. Al het Potch oor die 100 kerke, sal mense nog steeds sê en voel God is ver. Nou soos ek sê, die teksvers wat ek met julle deel, dis Handelinge 17 vers 28 en dit lees basies net as volg: In hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons. In hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons. Engels kan ek net vinnig met julle ook deel. Hy lees: For in him we live and move and have our being. Nou dis vir my die teksvers wat so uitgestaan het en ek gaan 3 punte van hierdie teksvers uithaal en ek gaan 3 punte met julle so deurgaan en deel. Nou die eerste punt waarvan hy praat is in hom leef ons. So kom ons kyk op die leefdeel. Ons moet seker verstaan wat bedoel die woord as hulle sê in hom leef ons. Nou vir meeste van die kerklidmate in hierdie gemeente sal hierdie volgende nog ons baie goed ken. Die leef daar in die Grieks praat van die Zoe lewe, die goddelike lewe, en dis basies wat dit impliseer. Dit kom neer op die kwaliteit van lewe wat van God self kom. Dit is nie net jou enige lewe nie. Dis die lewe waarvan Jesus praat as hy sê ek het gekom sodat jy kan lewe en lewe in oorvloed.
Jy weet, dis die goddelike lewe wat ons baie keer mis. Ons soek dit, maar ons voel nie altyd, ons ervaar dit nie. En dit is die lewe waarvan daai teks spesifiek praat, net in die gedeelte wat sê, in hom leef ons. Om in hom te leef, is om uit sy gees te skep. Elke woord, idee, lied of daad, word 'n vertaling van sy lewe in jou. Jy sien, een persoon, een skrywer, hy sê, die asem van die skepper binne sy skepping. En dit is my mooi toe ek dit lees. Die asem van die skepper binne sy skepping. En dis elkeen van ons. Volgens sy beeld en gelykenis geskape. Skepende wesens hier op aarde. In die wêreld, nie van die wêreld nie. En daar's 'n lewe daar wat ons moet nastreef. Een wat ons moet ontdek. En ek gaan sê ontdek, want ons sal nou agterkom hoekom ek spesifiek die woord gebruik, ontdek. Nou die tweede gedeelte praat van beweeg. En ons onthou, in hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons. En as ons praat van beweeg, praat ons van groei. Ons praat van vloei. Ons 'n beweging, ons iets wat gebeur. Nou, weer eens as 'n mens daar net bietjie gaan terugkyk in konteks en jy kyk na die Grieks, is daar 'n verskriklike moeilike woord wat ek gaan probeer uitspreek. En dan gaan ek nou verduidelik basies waarop dit neerkom. Maar die woord, en verskoon maar as ek dit verkeerd sê, maar praat van kenometa, en ek hoop ek spreek dit reg uit. En dit beteken basies die volgende: beweging, energie en momentum. As ons daai Griekse woord vat, sê hulle dat die moderne woord wat ons ken as kinetiese energie is afkomstig van daardie woord af. So daar's bewegingsenergie. En dit kom alles neer op die in hom beweeg ons. In hom is daar energie. In hom is daar die potensiaal om iets te kan skep. As daar kinetiese energie wat ons het en ervaar en selfs geleer het van in skool. Wanneer jy in hom beweeg, leef jy nie meer deur selfpoging nie, maar jy word gedryf deur sy teenwoordigheid. Dis nie 'n gejaagd nie, dis 'n vloei. Dis 'n natuurlike impuls wat ons ontdek in onsself en is net, ek wil amper sê, dis 'n staat van wees. Dis 'n vloei wat gebeur. 'n Rivier vloei net natuurlik. Jy het nie nodig om aan te help nie. Strome van lewende water sal uit jou binneste uit vloei. So een vers wat sê in hom leef ons, beweeg ons en het ons bestaan, sê soveel meer eintlik. Dit getuig van 'n goddelike lewe wat van God afkom, so dit sê vir ons daar's 'n bron waaruit hierdie uitkom. Dit sê vir ons daar's 'n identiteit waaruit hierdie bestaan en dit is in hom. Dit sê vir ons in daardie identiteit is daar beweging, is daar groei en omdat daar groei is daar 'n vloei wat plaasvind. Jy weet, water wat stil staan, wel dit trek allerhande siektes en goed, maar water wat beweeg, wel dit bring lewe. Dit skep nuwe roetes waar dit eens nie was nie. Jy weet, die ou volk loop tussen die see, die Rooi See op droë grond. Ons is veronderstel om die water te wees wat rots breek. Jy weet, daai hart van klip wat jy voel binne in jou, wel die woord sê God het vir jou in die hart van vlees gegee. So daar's klaar 'n belofte wat jy vir jouself moet herinner aan. En dan saam met dit uit daai hart uit moet daar 'n vloei van lewe kom. Dit moet wees volgens Handelinge. Die derde punt praat van bestaan. Te behoort, en dit is natuurlik net om te wees. Om te bestaan in hom beteken om nie meer te probeer wees nie. Ons nie iets wat ons moet poog of iets wat ons moet kry nie, maar om te ontdek dat jy reeds is. Jou menslike ek is, vind rus in sy goddelike ek is. Galasiërs 2:20, hierdie gemeente weet, ek ken dit goed, maar ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. Ek is omdat hy is. Sien, dis 'n plek van eenheid, waar die identiteit ophou om prestasie te wees en begin om teenwoordig te word. Ek dink ons kry dit baie maklik reg, onbewustelik, om dit gedryf te wees na iets toe,
om te jaag om sekere boksies te tik, want weer eens ons gewete kan ons soms tuister en pla. Christus is in my. So natuurlik moet die gevolgtrekking wees dat ek genees moet kan word. En dis my oortuiging, en is dat, maak nie saak wat eendag gaan gebeur nie, en as die dokter vir my sê, okay, dit en dit en dit, dan sê ek is reg, dankie dokter, kan ek jou oor 'n week weer sien, want ek wil net vir jou kom wys, ek is dan gesond. Jy weet, dit is die tipe denkwyse wat ek myself van wil oortuig, maar ook wil uitleef. Anders is ek nie 'n doener van die woord nie. Handelinge gee vir ons die struktuur van eenheid. En hy doen dit baie goed. So Handelinge gee die struktuur. Kolossense wys vir ons die misterie daarvan. En dis soos 'n goue draad wat deur die woord net gaan. Die een volg op die ander. En hoe meer jy ontdek, hoe meer kom jy agter, jy's maar ek kan nie voorbly nie. Hier in hierdie vers sien ek met nuwe oë nou. Ek verstaan uiteindelik hoekom Paulus dit sê wat hy daar sê. Ons lewe is nie weg nie. Dis ingehul in Christus. Weereens jy kan verborge of jy kan versteek gebruik. Dis versteek in Christus. Veilig, beskerm, ongesien, maar vol werklikheid. Wanneer Christus sigbaar word, word ons ware self saam met hom sigbaar. En as ek 'n laaste skrifgedeelte met julle kan deel, 1 Korintiërs 2 vers 16. Maar ons het die gemoed van Christus. Engels praat van we have the mind of Christ. Ons is nie net in Christus nie, ons lewe is versteek in hom, en omdat dit so is, kan die natuurlike verstand dit nie verstaan nie. Daarom sê Paulus die volgende, die natuurlike mens verstaan nie die dinge van die gees nie, maar ons het die gemoed van Christus. We have the mind of Christ. So daai goddelike lewe wat van God af self kom, ons kan dit verstaan, maar dan met die Christus bewustheid in jou begin wakker word. Dis die persoon wat eerste moet optree, eerste reageer. Dis die persoon wat moet dink en redeneer, nie die vlees of die ou mens nie, nie die ego nie. Want dit bedink die dinge wat vlees is. Ons het die gemoed van Christus, en dit is die Christus bewussyn. Die plek waar jou gedagtes, jou hart en identiteit in lyn kom. Met die waarheid van wie jy reeds is in hom. Dis nie 'n nuwe lewe wat jy verdien nie, dit is die bewustheid wat moet wakker word. Ek vra vir myself, as daar nou een ding is wat ek vir Jesus kan vra, is dat, was dit vir jou moeilik om te preek? En ek vra die vraag, en ek het hierdie gedagte in my kop, want Christus is die woord wat vlees geword het. Die magte om kennis en wysheid wat Jesus gehad het, ek kan dit nie eens indink nie. En Jesus moes alles vat en hy moes dit kondenseer en hy moes dit aan mense deel wat nog vasgehou het aan 'n wettiese stelsel. 'n Stelsel wat net 'n riglyn moes gewees het. Nie die faktor wat bepaal of jy gered is of nie. En ek dink dit moes nogals uitdagend gewees het. Dat God self in menslike vorm met mense moet kom praat. Maar op 'n manier wat hulle kan verstaan. En Jesus was baie uniek in hoe hy dit doen. Hy het gedoen in gesegdes of in stories. Maar die belangrikste was dat deur dit alles het hy 'n karakter gewys van lankmoedigheid en sagmoedigheid. Een wat liefde toeëien aan die mense. En vir die wat wou luister, het hy gepraat. En vir die wat gekom het om genees te word, het hy genees. In samevatting wil ek die volgende sê, in hom leef ons, hy is ons bron. In hom beweeg ons, hy is ons vloei. Die strome van lewende water, dit kom uit die bron uit. Net soos wat jy ons 'n boorgat sal grou om water uit te kry uit die aarde uit, is God die voorsiening van die vloeiende water. In hom bestaan ons. Hy is ons wees. Ons identiteit is vas in sy ek is.
Handelinge wys waar ons leef, Kolossense wys hoe ons lewe versteek is in hom, en Korintiërs wys waaruit ons leef, naamlik die gemoed van Christus, the mind of Christ. Eenheid is nie iets wat ons bou nie, weer eens, dit is iets wat ons bewus word van. In hom beweeg ons, leef ons en bestaan ons. En op daai wil ek afsluit. En ek wil vra, ek gaan vir ons 'n gebed doen en dan gaan ek die dienaars wat my gaan help met die nagmaal net vir hom vorentoe kom. Maar in hierdie oomblik, kom ons sluit ons oë.